Here sê vir iemand môre, hier ek het jou stem gehoor. En dan nou ons dit nie wees nie. En die Here sê jou stem gehoor. En sê, kyk, ek het voor jou oop na die Here gegee. Vra na my. Vra na my woord. En ek sal die Here jou openbaar deur my woord, sê die Here. En die Here wat ek voor jou oopgemaak het, en geen vlees te neem. Amen. En ek hoor saam met hom, die Here hand nog, ek weet nie wie jy is nie, maar jy is hier. Ek vraag nie meer nie, maar die mense te skaam om op te staan en te sê, dit is ek. Dan kom hulle na die tyd, as hulle pastoor, dit is ek gewees, dit is vir jou, maar ek het nie opgestaan nie. Maar los ek het nie. As so belief, ek gaan vanmorgen as ek klaar is, nachtmaal belief. Ek gaan vanmorgen as ek klaar is, as ek hoor die nachtmaal belief. Ek kan ons sê, is ons nog ouder kan doen. Ek dink ek is 'n bietjie ouer as jy dan so. Ek dink ek is 'n bietjie ouer as hy, so ek kan nie meer werk as hy. Weet julle na soveel jare te begin. As ek een som nog nie begin, maar julle week is my aangegaan. Ek moet dit borrel. Ek moet dit weet nie. Ek moet. Dit is net van hana, beide kante. Jy. Hier is baie nie. En het 'n pad geloop wat baie hartseer veroorsaak het. En baie seer gekry. En die Here kom vanmôre met ons gesmet. En die Here kom vanmôre met ons praat met ons. Hy sê, hy is nog steeds sy kant. Hy is nog steeds aan jou rechterkant. Ek het nog nooit verlos nie. Sit aan te vat, ek moet nou as wat nie gaan. Vader, die keer jy die systeem geskep het. Jy het al vanmorgen uitgewys, sy staan gedurig weer voor u en traan. En ek het vanmorgen kom dit van die Kalahari probleem gaan oplos vanmorgen. Dat die Vader weer gaan oopmaak vanmorgen. En bid vanmorgen, Vader, dat jy gaan aanraak, en nie wat aangehaald met die mense gegeven, en nieuwe geest, veranderd, volkstuur van die Heilige Geest. En bid vanmorgen, Heere, dat die jullie zuur ontvang en herstel. Vader, dat die geïnteresseerd van werkneem, die gaan vernieuwen, dat die op die boos en ontwerp houden. En bid vanmorgen, Heere, dat die al die woorde wat onderhoud heel uitgesteek is, en met ons uitgeslaan. Dat dat so seer gemaakt het, dat so diep van haar hart en ons geest en siel ingesteek het. En sy stieke. En sy val te gaan herstel. Ja, gaan optel, en die boos nie aankom. Elke probleem moet ons te vinden. Vader, ek kom ruk, altijd dit in wat stikke. In Jesus naam. Ek kom breek elke trant weer, ook in Jesus naam. Van die trouw elke vangen van die. Ek kom vloed van verander ek in die broeke siening. Ek kom breek elke bloed my voet vanmorgen in Jesus Christus aan. Kom maak ek vanmorgen los, kom maak ek vanmorgen vry. In Jesus Christus ek kostbaar. Gee vir die voorhoofd, sit er vir die voeten neer. Hou aan vast. Stil vir die verder nog.
En sit ek in Jesus Christus nie. Kom maar op die vas. Ons kom dit in die Here Jesus Christus. Ons kom dit in Jesus Christus. En nie Jesus. Ek het woord vir my nie na aan. Miskien moet ek vertaal tegen. Die Here sê, met die begeerte in jou hart, maar hy praat met jou, die sekere goed in jou lewe, dat jy moet los, en losmaak of los. Hoe jy het in volle gaan gebruik. Hoe jy het vir sê, maak het vir jy sê, Paulus sê vanmorgen, hy wil jou gebruik, en hy gaan jou gebruik. En luister, wat ek jou sê, en doen wat ek jou sê, en kyk wat ek jou gaan doen. Jy het een opstaan as oorwinnaar. Jy kan weer baie doen. Die lewe wat jy gooi aan die kant op doen. Maar jy dag nog steeds. Jy steeds nog steeds op handen wat om die winnaar. Die rest is nou op jou. Jy weet die rest is op jou. Van kind af. En voor die geboorte af. Het hy reeds vir jou. En sy gedacht is vir jou. En hy het een plan vir jou lewe. Jy 100% kan kom. Met sy wil, en sy wil. En kyk tegen. Kies jy dat ek kan nie, as die Here met my praat, sal jy maar dat lyk jou baie die mekaar. Jy sê baie, Here, ek dien nie al so lang. Kyk hoe lyk my huis, Here. Kyk wat aan my kinders, Here. Here, kyk hoe met my werk. Maar dit nie vir jou. Here sê, ek is so. Kyk wat my hoor. En dit is waar ek vandaan. Die Here sê, en kyk wat wil jy maak. Wat gaan jy maak? Maar ek het dit vergeet. En hy sê, jy weet wat ek jou vergeet. En hy kyk wat jy daarmee gaan doen. Sy oor is op jou hoed. Kyk nie na jou huis nie. Kyk nie rondom jou nie. Kry jou visie nou. Op die leerkruis, op Jesus Christus, en check, kom. Mag ek wees. Die man of met die kyk na. Kyk na my. Ek kom dit wel aan. Natuurlijk. Ik heb niet een woord voor u vanmorgen. Ik zie je dat niet dat de Heer niet vanmorgen. De woord van de Heer is voor mij niet in dat vertalen. Hij zegt gewoon niet. En niet daar van de jongen. Maar weet dat je dat je naar alles voor God moet gaan staan. Je kan erbij. Je kan erbij. Wanneer we naar erbij. Wanneer je die mensen verwacht. Dan staan je voor je allemaal. Zo. Toch ook zo. En
boeke geopen. Dan kan ons nie nie. Dan kan ons nie afgeswaai nie. Dan sê ek, ja, nee, vooral. Ken die Here jou dae van die donker, sodat die Here jou kan sien. Die dae van die donker. Die meisie die met al die kerk hoi. Dat is nie daar wat vir die Here. En dit is wat die Here doen. En weet jy, draai as die Here was, hoog het en ek sien, ek kan nie verkoos nie. En die verskrikkelijk waar die Here was van die en die nie verstaan was. Maar hy had veel gezegd. Nie verstaan, he? Van die kerk heen. Van die kerk heen. Luister nou vandag. Kyk vir my. Wat sê ek het in die verlede? En kyk my hart. Kyk my gees, kyk my siek. Is dit net wel moeilijk? En dit is wat niet zo probeert te hebben. Ik denk dat we de Heer is een belangrijk zijn. Kijk wat je doet. Kijk wat je kijkt. Hoor wat je doet. Praat wat je praat. Doe wat je doet. Maak je voet je overal aan God wil je doen. Dat is je doet. Maar nee man, jy is oud, geef vir jou niks. Ek spot jou samen, maar ek weet, jy is nie net op toepas nie. Ek het al weer gepraat oor die Heilige Gees. Die attribuut van Godse Gees. Hier is wat hy is, waar hy vandaan kom, wat hy hier doen. Vandag gaan ons 'n bietjie meer oor sy werk praat. En ek glo, julle uit oppies te behang, dan gaan ek maar luister na die nee, ek was nie goed. Ja, hy sê hy is gedreven, ek wil ook nog van my. 1 Korintiërs 12, vanaf vers 4. Dit is baie belangrik en die laatste, die was, jammer, die seuns was nie. Maar luister mooi, want ek gaan so deur daar's baie verse wat ek gaan gee so tydens die ding, wat zijn terugverwys na sekere stukke. Julle moet dit draak jy verse gee, en ek moet julle weer skryf, dan gee dit self van kyk. En ek gaan nie, as ek dit moet doen, soos ek dit moet doen, en ek sal so 2 of 3 sonde aan die pad, en ek weet nie die tyd al daarvoor. Volgens sonde groot. Alright, ek gaan op 'n later stadium, dan ek weer dieper ingaan, en hoe die julle dit wil hê, want hier is baie belangrik. Hier is die kerk. Hierdie is die gees van die kerk, wat ek vanmorgen gaan bespreek. Hierdie is die toekomst van die kerk. Hierdie is Godse verwagting vir sy kerk. Alright. Vers 4. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit wil ek sê, is dieselfde gees. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en dit is tog dieselfde Here. Daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en dit is tog dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee op die oog wat nuttig is. Nou julle luister ek sê, op elkeen word die openbaring gegee vir die Gees en dit vir die oog wat nuttig is. Hierdie goed wat ek nou gaan oor praat, is nie rond te smaai en gaan nie sommer laat dit pas as fout nie. Dis ernstige goed hierdie. Ek gaan sê van julle hierdie goed, die gee, die verskillende vlakke, excuse en dan ek het al wat ek nou wil sê. Ek gaan dan laat ek.
Maar ek wil vir julle onthou, vers 7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, op die oog wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees die woord van wysheid gegee, dan net, jy gaan hoor baie antwoorde kry, dat jy my vraag wat jy my gevra. Hier gaan jy baie antwoorde kry. As ek hierna gaan luister, dan jy uitstap vir baie kennis. Want aan elke, want aan elkeen word deur die Gees die woord van wysheid gegee, en 'n ander woord van kennis van wie dieselfde Gees. Ek is nie profeet nie. Dit is maar 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid openbaar. Verstaan julle wat ek sê? Dit was nie 'n profesie nie. Dit is 'n woord van kennis, 'n openbaringswoord wat die môre gee vir môre mense gegee. Ek is nie profeet. Ek is nie profeet nie. Ek is nie. Dit is 'n kant van God. Wat hoor as jy gepraat. En 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Want moet luister, verskillende goed word vir verskillende mense gegee, aan verskillende mense uitgedeel, die ook wat nuttig is in die gemeente, kan ons gegee, daar julle gegee in vers 7. En aan vers 10, 'n ander werking van kragte, en 'n ander profesie, en 'n ander onderskeiding van geeste, en 'n ander allerlei tale, en 'n ander uitleg van tale. As jy 'n taal spreek, jy kan uitleg gelukkig. Luister mooi. Maar al hierdie dinge werk in een dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Soos hy wil, hoofletter gaan lees maar, soos hy wil. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige hoor nou mooi in die gemeente gestel. In die eerste plek, nou wil ek na hierdie volgorde luister nou. Almal so graag van tale kan. Taal is nothing. Taal is in elk geval vir 'n gelowige, en wat die skrif te gee, taal vir 'n gelowige, nie vir 'n gelowige nie. Profesie is vir die gelowige, want jy die skrif te gee. Hoor mooi hy sê, en God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek as apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragsies, daar by vers 27. Vers 27 net is op. Die sal hy. Ja, vers 27. Kyk nou, ek dit aanhou wat ek nou gelees. Ok, kom ons weet nog dan maar weet dat van jou. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, ten vierde kragte, daarna genadig van genesing. Kyk waar kom dit is. Genadig van genesing, helpers, regeringe, kerkraad en daai vroueraad, regerings, en alle tale. Luister nou hierdie, dan. Almal is nie apostels nie. Almal is nie profete nie. Almal is nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie. Almal het almal die genade gehad van gesondmaking, spreek nou almal tale, kan almal dit uitlê, maar wywer julle die oog op die beste gawe wat wys julle om uitnemende werk. En dit is 'n bietjie omblaai na die volgende bladsy toe. Na vers 14. Waar nou mooi hy sê, ja, die liefde naam beëiwer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Why is profesie so belangrik in die huis van God? Want dis hoe God met die Heilige Gees met sy mense praat. Dis hoe hy jou antwoorde gee, jy bid daar in jou huis. Profesie is nie om iemand te op te lig, om te verhewe, om te verhemel nie. Profesie is daar om iemand antwoord te gee op gebede. Antwoord te gee op vrae wat aan God die Vader gevra het. Dis profesie en jy word geantwoord deur 'n profesie. Sê reg? Ja, I know I'm right. Hy sê
Hoor nou mooi, want hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie. Maar die Gees spreek in geborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek door die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Ek kan in tale bid, ek kan in tale sing, ek kan in tale praat, wanneer die Gees vaardig hou. Maar ek wil liever profeteer. Want dan voel ek goed as ek vir iemand profeteer, soos nou gehoor op hierdie dame, en sy kry antwoorde, sy kry bemoediging, of sy wil 'n bietjie gestig in haar hart, en sy weet ten minste, God hoor my, God weet van my. Verstaan jy wat ek sê? Dit is belangrik, profesie, hierdie goed ek môre vir julle deel, asseblief. Dit is die kerk, dit is die hart van die kerk. Dit is die lewensaard van die kerk. Dit is die werking van God se Gees, die Heilige Gees, die Roog. Die vind jy, ek weet sy regte naam is Roog. Ja, laat het hou op. Hoor mooi. 4, vers 4, 14:4. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Hoe skiet die tale, man? Dan moet ons vraag van tale praat. Dis nie die tale, dat is ander gawes ook, waar jy manifesteer en waar jy werk. Kan ek dit stel waar jy professioneel is. Ek dink met myself, dat my na die woord kom. Ek wens dat hulle almal in tale spreek, maar nog meer dat hulle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitles, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Maar nou broers, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal dit vir julle wees? As ek nie met julle spreek, hier Openbaring, vanmôre het plaasgevind het, dit was veel plaasgevind het, Openbaring, kennis, of deur kennis, of deur profesie, of deur lering. Wie is ons besig met die lering? Nee, nie verkeerde boodskap vanmôre nie, verkeerde boodskap nie, dit is lering. Laat ek was lering. Ek hou daarvan, ek is 'n pastoor, hou van lering gee. Ek hou van dit, ja. Keer jou, ja. Nog lekker om lering te gee. En dan leer ek self. Jy sien, want ons is nooit daar nie. Ons leer tot die dag. En hy doet sy sê. Come on. Alright. Sê, vers 12. Net volgende bladsy, dan kan so die driekwart van bo af. So moet julle op terwyl julle streef na die geestelike gawes weer om uit te min tot stigting van die gemeente. Jy moet onthou alles wat plaasvind, of jy nou bid vir genesing, of jy nou profeteer, of jy nou tale uitlê. Maak nie saak wat die woord van kennis, woord van wysheid, maak nie saak wat jy doen. Alles moet wees tot stigting van die gemeente. As dit nie is tot stigting van die gemeente uit is nie, is dit uit die putte van die hel, want dan gaan dit oor die vlees. Dan gaan dit oor die mens, dan gaan dit oor selfverheffing en selfverheerliking. Wat versekerlik boogsteken tot sy oor is. Nou daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy kan uitlei. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees. Maar my verstand is onvrugbaar. Ek vra nou net nog 'n vraag. Pastoor, wil jy? Hierdie wat sekere ons wat persona karakter sal dink oor hulle. Maar ek weet dit. Ek vra net. Hy sê ja, wil sê dit nie 'n manier. Hoor mooi. Hy sê jou verstand, jy bid nie, as jy 'n taal bid, dan bid jou gees. Op 'n ander plek kom hy sê, die Heilige Gees kom ons tegemoet in gebed, want ons weet meer wat ons bid nie, met onderstreepte versigtiging en deur daar vertaal. Hy kom en ons sê, dit, die bevestig hy dit, die so hierdie gedeelte, en hy sê, dis my so kosbare ver hierdie, want as ek bid, dan bid my gees.
verstand is onvrugbaar, wanneer ek in die Gees bid. Daarom moet ons, wanneer ons in die bidkamer gaan, wanneer ons Matteus 6, die bidkamer, deur vir ons toemaak, moet ons bid dat ons in die Gees kan bid. Sê gou vir my, in die Gees bid, is dit 'n gestaan en geskreeu? Maar God is nie doof nie. Permissie gesê. Hy hoor baie duidelik. Want daar is hy. Hy sê dit, onderstel. Hy hoor jou. Wanneer jy in die Gees bid, dan bid jy tot die Vader. Nie dat die mense rondom jou kan hoor nie, of jou moet hoor nie. Maar bid jy in die Gees, deur die Gees. En wanneer jy in die Gees bid, dan bid jy deur. Dan gaan jy antwoorde begin ontvang, wat jy voorvraag. Want dan begin jy bid, wat saak maak. Hoe staan die saak dan? Ek sal in die Gees bid, en ek sal ook in die verstand bid. Ek sal in die Gees psalms sing, ek sal ook in die verstand psalms sing. Ek sal sing hiervoor. Ons wil ons beste deur te breek met die Heilige Gees in die oggend hier. Die Here het nog nie gesien, want die Heilige Gees regtig. Die orkeste van ons hier, Raymond weet, hy is nog baie jare saam met ons is. Want die Gees regtig. Ons sal op die stadium sing ons in die Gees. Ons is in die regheid, eerlik. Wanneer die Gees kom, dan staan tyd stil. Dan begin jy sing, een liedjie, en er ure, nie die lied en ek is moeg daarvoor nie. Verstaan julle wat ek vir julle sê vanmôre? Ons wil die Here voorskryf. Ons wil die Heilige Gees voorskryf. Die Ruach voorskryf. Wat moet gebeur in ons dienste? Hoe dit moet gebeur, wanneer dit moet gebeur, hoe lang dit moet wees, dis nonsens. Dit is God se diens. God sal dit geskied wat hy wil, hoe hy wil, waar hy wil, met wat hy wil en wanneer hy wil. Want hy is God. Dis sy diens, dis nie ons diens nie. Ons is hier nie vir mekaar nie, ons is hier om te hoor wat die Here vir ons wil sê. Ons is hier om ons begeerte. Eers môre hier om dit, miskien het jy was al kerk, ek weet nie. Maar baie van ons môre om ons begeerte na God se woord. Na aanraking van God die Vader. Maar daar was 'n tyd in ons lewe wat ons 'n werklike, fisiese, tasbare ontmoeting met die lewende God gehad het, Raymond. Dit verkort in die kerk wees daar. 'n fisiese, werklike, tasbare ontmoeting met die lewende God. Dit vind nie meer plaas nie. Want in die meeste kerke staan die Here by die deur by die klop. En hy kan nie inkom nie, want die manne wat hier voor staan in die kerkraad besluit, hy moet buitekant bly, want ons wil ons dienste so hê. Ons wil nie 'n diens hê so nie. Die diens gaan in hierdie plek gaan, soos God het wil hê. Daarom het ek vanmôre gelos, met die ding van soos hy gaan. Nie wanordelijk nie. God is nie, dit is al woord, God is nie 'n God van orde nie. Dit is 'n God van orde. Dit is van hy gaan orde toepas, maar ek is verantwoordelik vir hierdie diens. Hier is die geval. Vir die diens, ons is die liggaam, ons is die kerk, die sit van ons. Luister gou hier op vers 22, regkant se bladsy en in jou woord. Tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Ek het net dit julle gesê in my kop. Hier is die skrif. As jy hom soek. Vers 22. 1 Korintiërs 14 vers 22. Tale is dus nie 'n teken vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. En die profete is egter, en die profesie is egter nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Hoekom so? Hoekom tale? Hoekom is daar ook ongelowiges? Want hy hoor, hierdie ouens is Afrikaner, en hy hoor hy praat Afrikaans, en hy kom praat in 'n taal, en en daardie
word hy ingetrek. Maar die profesie is vir iemand wat vraag moet met God gaan, wat God ken, wat antwoord het, vraag, wat ander besoek, dit omdat. Vir het laat gesê. As die hele gemeente dan saam vergader, en hulle sal almal in tale spreek, en daar kom 'n onkundige of 'n ongelowige binne, sal hulle nie sê julle is kranksinnig nie, maar as almal profeteer, en daar kom 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, en deur almal beoordeel, nie veroordeel, nie beoordeel. En so kom die geheime van sy hart in die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, en verkondig dat God werklik onder julle is. As er môre 'n paar dinge hierso uitgekom, dat mense gedink het nie sal uitkom nie. As ek julle moet vertel dat ek alles in mense sien, gaan julle skrik. Dat die Here vir my huis. Die oog is die venster van die siel. Maar God het my nie bewang opgeroep nie. God het my nie om my seer te maak nie. God het my geroep aan mense om subtiel die liefde van Christus Jesus iets oor te dra wat verkeerd is. Die Vader sy hart brokstukken is. Dat sy kind maak vir hy lief is, moet los of moet vat of moet iets doen of wat ever die geval is. Maar het moet gedoen word in die liefde van Christus Jesus in die salwing van die soete Heilige Gees. Amen. Ja. Hoe staan die saak dan, broeders? Vers 26. Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of verlede of vertaal. Ek het baie skrif vanmôre, dis jammer, ek moet dit doen om hierdie weer te gee. Dit is baie goed om van onthou. 'n psalm, verlede of vertaal of openbaring of uitlegging. Laat alles stigtelik geskied. As iemand in 'n taal spreek, laat dit wees 2 hoogstens 3, een by beurte en laat een dit uitlê. Maar as daar geen uitlê is, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God praat. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander oordeel. Maar as daar iets openbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. Die geeste van die profete is in die profete van ander God. Nou kom ek weer boodskap. Ek het al my storie met. Nou, ek heb ook weer wakker mee. Dat is niet waar. Ek het die woord was, die Here het geveel. Hierdie goed word gebruik, moet gebruik word in die huis van die Here. En ook buitekant. Nie net in die huis van die Here, maar by uitstek in die huis van die Here. Maar buitekant ook. Hoeveel keer weet julle wat my? Ek sit eendag. Maar ek kies. Want ek myself vertel, ek weet nie of net van ek vertel is. Jy weet hom ook. Ek sit by kies, ek stop daar, ek stop by die paniek en ek gee om die skiede soos die land. Ek sê die paniek en denk, ek het so misanpaar, hou, ek stel. En ek kyk daar, die sê by my, dat ek morgen met die ene gesprek het. En die Here sê, ek gaan praat met haar. Ek sê, ja, ek wil nie gestop, maar jy nie van. Jy gaan nie stop. Daar is bestuurs hier. Los dit. Wil ek het die Here van. En praat met die vrou. Jy mis nie toch, sê die pas. Daar is jy. Sê ek gaan praat met die vrou. Dan vraag hy weg. En moet my nie kwaad neem. Dan kom as 'n swart man ingery. Hy stop in die ander kant. Hy klim uit en ek kyk die vrou. Ek sê kyk. Dit is nie aan die ander kant nie. Ek kyk die vrou so, kom op stap na toe. Hy stap na, hy sê vir haar, kan nie so kyk. Praat maar. Hy sê, kan nie so kyk. Hy sê, môre praat die Here met jou. Dan gaan die kan jou. Hy sê, weet jy dat ek vandag van vir daar waar hy ek het so opgesluk. Hy sê, die Here sê so laat kans.
jy is 'n pad. Jy moet dit, hy sê vir haar duidelik, jy moet dit doen, jy moet dit ons, jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen. En hy sê so, jy is aan. Oom kom en ek sit nog steeds in die kar, wat baas geskop. Ja, hier doen het openbaar. Sê, maar dan sê ek waar ek werk in openbaar. Nie dit in die kerk nie. En toe hy kar so uitry daar, sê die Here vir my, wat baas geskop. As daai man nie geluister het hy kan nie die jong gemaak. Maar omdat een man bereid was om te luister wat die Here sê, 'n profesie gaan aflewer het, is 'n siel gered, wat Jesus Christus voor lief is, wat sak maak. Dit my geplaag vir baie jare, in Magaliesburg, julle sal weet, julle weet. En ek praat ook oor van, dat ek al praat, ek kan so baie nie, soos 'n baie omdat ek nie geluister het wat die Here my gesê het nie, daarom daar nie nou vir my sê, die my lei nog vir jou vertel het, van die gebrek, whatever, jy weet wat het, hoor nie die so sê. Wat het my geraak aan my siel, dat in selfe situasie. Alright. Hierdie goed moet gebruik word tot die opbouing van die gemeente, tot leiding van die gemeente, tot stigting van die gemeente. Maar al hierdie gawes wat ons nou vanmôre bespreek het, ek nou gaan bespreek net hierna, is gekoppel aan die dooping van die Heilige Gees. As jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees, meneer en mevrou, jong man, jong meisie, en jy praat in 'n taal, dan praat jy nie in 'n hemelse taal. Maar die demone praat ook in taal. Hulle praat ook in tale. En die kindertjies van die Here aanvaar dit te gemaklik. Die Here het gepraat. Wie hoe mense is werklik gedoop met God se Gees in die kerke hierdie dae. Kyk na die kerke, man. Kyk wat gaan aan in die kerke en kan jy sien op daai kerk se leierskap gedoopte mense is. Ek praat nie waterdoop nie, ek praat nie Heilige Gees. Ek het in Sondag dat ek hierdie doop en die skoon doop bespreek. Dis klaar verby. Ek praat nou van die Heilige Gees doop. Nou nie weet jy wat die mense in die kerke sit. Hulle vertrou op pastore of 'n kerkraad. Hulle lê in die lewens in hulle hande. Julle moet vermoor hier sit. Julle lewens is in my hand. Ek is verantwoordelik vir julle voor die Vader. Daarom moet ek die woordgees verspot of gee. Daarom skryf ek die boodskappe nie. Ek het 'n teksvers. En daarom praat ek uit God se woord uit. Alleen. Dis gekoppel aan die dooping van die Heilige Gees. Die werklike, maak nie saak wat dit is nie. Alles wat ek bespreek het, ek nou gaan bespreek, is alles gekoppel aan die dooping van die Heilige Gees. Ek het dit so bespreek waar jy begin het, en tot by die dooping van die Heilige Gees. En dan nou, vandag gaan ek dat daaraan gekoppel is. En nou daarby kom net nie na. Hou net vas, ek is amper daar. Ek het hier iets geskryf, wat is dit? Ja, net in die dit laat ons sonder te doen. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Kos 'n prys. Dit kos 'n prys. Dan was saam met my, laai vir ons so 'n bietjie aan. Galasiërs 5 vers 22. Almal ken ons Galasiërs 5 vers 22, né? Wie kan dit nou sê? Wat sê jy ken dit? Sê, dat die vrug van die Gees. Hy sê as liefde,
En nou word is dit, want ek gaan daaroor praat. Is liefde, is blydskap, is vrede, is lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hoeveel is dit? 9. Die 9 gawes. Ons 9 gawes. Met hulle vertakkingen. En dan moet jy daaroor praat. Hulle moet een mooie te vanmorgen of jy wil weer sê. Dan gaan die meer wijs hoe dit staan. As 9 gawes. Nou, ons Galasiërs 5, daar sê nog so belangrijk. As jy een tyd sou vat, jy weet, as jy soos jong was, kinder was, dis een stuk. Van ons die met Paulus op so, daar is duivel en trek jy sy een pen uit, dan gooi jy die lucht. Hy vlieg uit die grond, jy kan nie vlieg nie. As jy een van die gawes wegvat, dan jy een van die pen uitgetrek, dan kan die gawes nie moeseers in die gang functioneer. Want dit is een reaksie. Dit is een reaksie op een aksie. Wat reaksie bring op die aksie. Goed opsleg. Wel hy, luister nou mooi van my. Die eerste ene, het ek gesê is liefde, ne? Het gaan saam met die woord van wysheid. Ek het nou julle gegee. Luister wat julle gaan sê. Die tweede ene is blydskap. Dat gaan saam met die woord, gaan saam met die woord van kennis. Het die blydskap nog van nader mee gepraat het? Woord van kennis. Hy loop saam met die woord. Kijk maar mooi. Als 9, nou ja, weet, 9 gaan hier kan en 9 gaan daar kan. Derde ene is vrede, blydskap. Want as jy bly is, dan die vrede in jou hart. Die vierde ene is lankmoedigheid. Dis genadig was van gesond maak en ons somtijdsveiligheid. As ek sê in die naam van die Here genesing, gebeur nie altyd sommer. Somtijds sê die Here Jesus, nou was is jy oor, en dan kom jy terug vir iets. Ne? Soms sê die Here, wacht net so goed. Daarom van genadig gawes van gesond maak moet staan met lankmoedigheid, deel van die krag van die Gees. Vriendelikheid, werking van kragte. Jy kan nie in kragte manifesteer, en een bombastische bom weer verloop aan ontplof nie, net wat moet ontplof nie. Staan jy dat ek sê? Jy weet wel eens, sê jy luister van ons sê. Vanuit waar sê ek nou? Vriendelikheid, waar sê ek nou? Werking van kragte, vriendelikheid, ne? Ok, dan sê ek by 6. Goedheid, profesie. Getrouheid in die woord van God. Onderscheiding van geeste. Vers 7, die 7de punt. Onderscheiding van geeste. Getrouheid in die woord van God. Why? Want as jy nie steeds kan onderscheid nie, die woord van God sê nie kan nie. Luister mooi. Allerhande tale, sagmoedigheid. Uitleg van tale, selfbeheersing en toetself kan leer. Die bepaalde uitleg. Dan kom ek nou dat ons ook vir julle opbreek. Die eerste wat ek julle wil sê, dat jy kry is die openbaringsgawes. Jy het hierdie goed vat en jy breek het op. Ek het net alles op, maar jy is al gebreek nie. Ek vat het daai, gebreek het ver. Nou hoor wat ek nou vir julle gaan sê. Openbaringsgawes, praat 1 Korintiërs 12. Die woord van wysheid, die woord van kennis, en onderskeiding van geeste, is openbaringsgawes. Dit is allemaal vat maar daai kategorie. Die tweede een is inspirasiegawes. Het jy nie goed geweet? Die tweede een wat jy wil sê is inspirasiegawes. 1 Korintiërs 2:10-11. Dis tale, uitleg van tale, profesie. Dit is inspirasie, gawes. En dan luister na 1 Korintiërs 12, 38-31. Almal het nie dieselfde gawes nie. Ek kan nie jou gawes begeer nie, want ek lei nie jou lewe nie. Ek het nie die ontmoeting gehad wat jy met God gehad het nie.
ek het nie ontvang die genade uit God se Vader wat jy ontvang het, as gevolg van jou lewe, as gevolg van jou toewyding, as gevolg van jou gehoorsaamheid. Maar dan sien ons iemand in die kerk, daai vrou, dis 'n kind van God, ek wil ook so wees. Kyk maar eers, wat het daai dame of daai man gedoen om te kom waar hulle is? En dan besluit jy op was is om te probeer kom waar hulle is. Maar nie as ons nie daar kan kom nie, dan kyk ons na daai vrou, jy mag gebruik hier nie kwaad was, maar jy nie insig nie. Wat? Sien jy nou? Wat het dit sê dan? Ja, oké, wat dan weer? Ek gaan nou die laaste gedeelte toe. En dan het ook gesê, nogmaals. 1 Johannes 2, vers 14 tot 17. Hy is baie met die klein sint. Jy het nog vergeet. Hier ook dan, dit is my plaas. Ek staan met die Gees self staan. Sorry. 1 Johannes 2, vers 14, 17. Ek wil hom deur lees tot onder. En ek begin hom daar. En ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken, wat van jou genade is. En ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin. Hou dit dan so. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge van die wêreld nie. Val maar aan. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom. Die liefde van die wêreld en die gees van die wêreld. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oor, en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Die woord van God sê dit. En hy sê in vers 12, in die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wil die wil van God doen, bly vir ewig. Hoekom ek dit vir jou sê? Wanneer jy genade ontvang, en jy ontvang die doop van die Heilige Gees, en jy ontvang van hierdie gawes, want jy gaan van die gawes ontvang na die doop van die Heilige Gees. Moenie met dit mors nie. Want as jy met dit mors, dan mors jy met God se liefde. Dan mors jy met God se genade. En dan kan daar baie maklik met jou gemors word, en die wêreld gaan nie met jou speel. Sê net eers vir 'n vers van, dit iets gelees het op ons. Luister, ek het hierdie gekompres. Dit is eintlik, dit is 'n groot storie. Ek het hom gekompres om vandag, laas Sondag en hierdie Sondag in mekaar weer te kry. Want ek wil hê, daar waar ek met iemand nou praat, en aan die ander kant wil ek met baie nuwe mense gehad, as ek nie, dit is awesome. En ek wil hê, hulle moet kennis hê. Hulle moet kennis hê rondom God, rondom sy gees, rondom sy siel. Dis ook om ons te echt hier is, en die gevoel te verkondig. En so te sê, so sê die Here. En dan wil ek sê, so sê die Here, en dan wil ek myself op beskikbaar stel, en sê, ja, dit is dat. En jy die self. Net iemand anders van die drie keer uit. Die liggaam van Christus Jesus is in 'n geweldige toestand. Dan gaan ek die vraag vra, jy gaan my luister laat Sondag en hierdie Sondag. Hoekom? Hoekom is hy in 'n toestand? Hoe kan hy die antwoord gee? Hulle wat laas Sondag was, hulle was nou nie. Jy kan van my sê. Ek gaan vir julle dit sê. Ek het dit so pas gesê. Julle luister. Want die Gees van God manifesteer nie meer in die kerk nie. Want die mense word nie meer gedoop met die Heilige Gees nie. Meeste pastore
Hebreërs 14, sê vir my, sê, ken my kop het, 12 vers 14, moenie die onder, die kom so maar, ja, geen vrede na en die heilig maak en waar so niemand lede sal sien en wyk sat in die lof en nooit. Die kerk is in 'n toestand, omdat die gees, die ware gees van God nie meer manifesteer nie mense. Gaan lees die Bybel, die woord van die Here waarsku ons uitdruklik. Hy sê Satan doen hom voor as 'n engel van die lig. Satan kan ook genesing kan plaasvind. Hy het al. Moet nie meer genesing sien en neus laat lei nie. Ek het net vir julle gesê, broers ons saak staan, ons staan saak daar. As jy mekaar kom taai, dan taal jy. Ek het alles gevoel gegee nou. As dit nie 'n kerk nie nodig is nie, dan hoort jy nie daar nie. Dan is die werking van die gees nie daar nie. As daar nie worship is die werk van die gees nie daar nie. Want God is worshiping, man. God het vir profeet gesê, staan daar in die skeer. En ek sê, by jou gaan met jy mag nie aanskou nie. En die woord van die Here sê, daar was aardbewings in die rotsers geskeer en die wind het gewaai. En na die tyd kom daar 'n groot stilte. Dit is God wat hom gepraat in die stilte. En dan Eva, daar het begin, die Here het hom gepraat, en koel aan in die stilte. Daar is 'n tyd om te jubel, daar is 'n tyd om te juig, daar is 'n tyd om hande te klap, daar is 'n tyd om die Here groot te maak en rond te spring, is die wil. Daar is 'n tyd om te dans, en dan is 'n tyd om stil te raak. Voor God die Vader. Ons besef nie, die Here is nie. Die meeste kerke, en ek gaan daarmee afsluit nou, op baie van die kerke, voer goeders in, omdat die gees van God nie meer daar is nie. En dan bring die mooiste sangs, sê die mooiste ligte in, krijg georganiseerde bands, opvoerings, die vind hulle glo in die 16 Desember, as 'n feestelike dag. Hulle vind dit nie meer nie. Dis 'n belofte wat God afgelê is. Ek praat nie aan niks my daarvan, ek praat van die Sabbat. Ek praat wat God beloof het. Nou die 16 Desember speel hulle filletjies daar op die plaas. In plaas dat hulle vir die mense sê, jou voorvaders het 'n gelofte aan God gedoen dat julle nie gehou het nie. Maar hulle verhaas God. Jy sal hy, want jy het God versaak. Die kerk is vasgevang in hierdie wet. Die Heilige Gees word nagebootsreider. Self met worshiping word die Heilige Gees genoem nageboots. Genesings word vooraf bepaal. Mense word betaal om te sê, ek het genesing ontvang. Dit word ek opgemerk. Ek wil vir julle vandag sê, in Jesus Christus se kosbare naam, as julle ontken, as ek ontken, Yeshua Messia. Yeshua Messia beteken Jesus die gesalfde in Hebreëus. Julle ken hom as Jesus Christus, ek ken hom as Jesus Christus, maar ek ken hom as Yeshua Messia. In die allerhoogste, almagtige, Jahweh. Ons sal ja. Ek wil jou mooi vra aan daai naam. Wees waaksaam. Die tyd is min. En dan hulle nou begin met hulle oorlog in Iran. As jy kyk na die Bybel,
Die naam het 'n groot betekenis. Dit is persvee in Bybelse. Gaan kyk wat die profeties rondom dit moes gebeur het, wat nou gebeur het. Dit moes plaasvind, want dit is geprofeteer. Maar wat daai gaan voor, kan nie mooi wees nie. Want hierdie storie, kom ek sê nou vandag, as God nie gaan ingryp politiek nie, as God nie gaan ingryp nie, van die hele Midde-Ooste, in oorlog gedompel word. Die hele Midde-Ooste. Die bomme val op Bahrein. Dit val oralste. IEU. Dit val oralste. Ek praat julle nie bang nie. Ek sê, kyk wat om julle aangaan. Daar is nie meer tyd nie. Soek die Here met jou hele hart. Kom tot bekeer en laat staan wat God nie in jou lewe wil hê nie. Kry dit reg. Is nie maklik nie. Leef ons as vlekkies nie. Alom is ek. Myne is bang van te word. Hoe kan jy dit reg? Want ek sê vir julle vandag, so seker, as die daglig daar buite kan skyn, tot die son van ons sak. Jesus gaan kom. En wat soms sê ek dit weer, Kanadese manne, wat verstaan jy dit so? Vir jou lyf daar. Hierdie Jesus, wat vir julle weggeneem is, net soos wat hy gaan het, soos hy terugkom. Die woord van Here sê, hy opgekom het in die wolke. Hy gaan kom op die wolke. Net jy dit ons voorstel, hy gaan kom op die wolke, en die woord van God sê, hy sê, soos hy weggeneem is, soos hy terugkom. Hy gaan terugkom op die wolke. Die seker dat ek vanmorgen hier staan. En elkeen van ons, wat voor Christus recht is staan. Elkeen van ons wat Jesus aangeneem is, die persoonlijke saammaak van verlosser. En gelees Romeine 8 en verder, volgewys is. Ons gaan voor die regterstoel van Christus verskyn, en ontvang die dood as arbeid, goed opsluit. En hulle wat wel kan Christus sterk pastoor, hulle gaan wel vir die wit dit onderdoen. So wat ek al praat is hulle. So baie met gepraat, so baie kennis. Kan julle hierdie julle sal nou weet, kom vir julle gaan vraag, hoe lang was die ark? Net terug. Hoe lang was die ark op die water? Nee, dat is heel erg machtig. Weet, hoe lang was die ark op die water? 11 maanden. En kyk in die Bybel, omdat God is self die deur toegemaak, achter Moses. Noach. God het self die deur as die Noach toegemaak, en dit die Bybel sê, en toe kom die water. En in die 11de maand, het hy vastgesteek op die berg Ararat, die 11de maand. En dit is wat so die natuurlijke kennis. As jy die Bybel sê nie doen, kan jy nie kennis kry. Eindig, wil jy